Goeiedag en baie welkom by Woordspieël, waar ons vandag by Genesis 45 stil staan. My tema vir oggend is God se wil. Genesis 45 vers 8 sê, ja, dit is God wat my gestuur het en nie julle nie. Hy het gesorg dat ek as Farao se raadgewer aangestel word en ook as bestuurder van sy hele huishouding en heerser oor die hele Egipte. Josef moes 'n pad gestap het tot op hierdie oomblik, tot op hierdie stadium vir hom om hierdie woorde te kon sê. Al die goed wat met hom gebeur het om te sê, God het 'n pad met my gestap. Dit is alles deel van God se plan gewees. Op die oog af sou dit lyk asof Josef se broers in hulle jaloesie iets gedoen het, naamlik om Josef as 'n slaaf te verkoop. Daarna volg 'n klomp gebeure wat op die oog af baie negatief lyk, baie random lyk, soos dat hy in Potifar se huis opeindig, dat hy as gevolg van Potifar se vrou se onreg, dat hy in die tronk opeindig. Daarso word hy vergeet deur een van die bakker wat en die skinker vir sy drome hy moes uitlê. Dan is daar 'n tyd van oorvloed wat aanbreek, daar's 'n tyd van droogte wat aanbreek oor die hele gebied. En al hierdie goeders word deur God gebruik of deur God georgestreer om een gesin te skuif na Egipte toe, sodat hulle 'n nasie daar kan word en God sy beloftes aan Abraham kan nakom en dat uit hierdie nageslag uiteindelik die seun vir die mensdom sou kom, naamlik Jesus Christus. Kan dieselfde nie ook waar wees van my nie? Kan God skynbare random gebeure, selfs die sonde van ander mense, selfs die slegte goeders wat met my gebeur, kan hy dit dalk gebruik omdat hy 'n plan met my uitvoer? Kan God dinge met nasies, met volke laat gebeur om sy plan uit te voer? As ons na hierdie storie kyk, moet ons sê verseker. Maak dit vir ons altyd sin? Nee. Verstaan ons dit altyd? Nee. Maar God se plan sal tot uitvoer kom. Hy bly in beheer. Mag ek myself net belyn met sy plan vir my lewe en mag ek net in oorgawe aan hom leef en vertrou dat hy beter weet as ek. Kom ons bid saam. Heilige Gees, werk in my en lei my om u plan vir my uit te werk. Mag ek myself belyn met u plan, of verstaan ek nie altyd wat daar aangaan nie. Gebruik alles om u wil te laat geskied, tot u eer. In Jesus naam. Amen. Mag jy vandag net in oorgawe lewe, in gehoorsaamheid lewe, selfs waar daar dinge dalk gebeur wat nie vir jou heeltemal sin maak nie. Weet, op die einde van die dag gaan alles ten goeie uitwerk vir die wat God liefhet, tot sy eer. Tot 'n volgende keer.